volgens ons reg behoort die spoorlyn aan Transnet, oftewel Plaza. Dit is hulle eiendom en ons reg bepaal dat niemand mag die spoorlyn oorsteek nie of die grond betree wat aan Spoornet behoort nie. Dit is die reg van betreding. En hier by ons in Bosmansburg het 'n situasie ontstaan waar daar 'n woongebied reg langs die spoorlyn ontstaan het. En die mense steek daagliks die spoorlyn oor om na Postdien toe te gaan. Skoolkinders stap daagliks oor soontoe wat in die skool in Postdien is. En dit skep 'n situasie wat eintlik onregmatig is en 'n kriminele oortreding daarstel. Mense wat so die spoorlyn oorsteek, kan gearresteer en aangekla word van kriminele klagte. Aangesien ons nou weet dat die spoorlyn behoort aan Transnet en dit is onwettig om die spoorlyn oor te steek by 'n plek waar daar nie 'n oorgang gemaak is nie. Wat gaan die situasie wees indien daar 'n botsing plaasvind en 'n trein iemand tref op die spoorlyn? Wie is verantwoordelik? In hierdie geval, omdat die spoorlyn aan Transnet behoort, is daar 'n verantwoordelikheid op Transnet en regsplig om 'n kennisgewingsborde aan te bring wat 'n waarskuwing bevat om mense in te lig dat hulle mag nie die spoorlyn oorsteek te voet nie. En as daar nie so 'n waarskuwingsborde is nie, dan is dit nalatigheid aan die kant van Spoornet en hulle kan dalk moontlik aangespreek word deur die familie van 'n oorledene wat deur 'n trein getref word. Om hierdie probleem aan te spreek, moet al die rolspelers, dit sluit nou in die spoorwegagentskap, lede van die gemeenskap, die munisipaliteit, moet by mekaar kom om te verseker dat daar waarskuwingsborde aangebring word. En tweedens dat daar 'n voetoorgangsbrug aangebring word, sodat persone veilig die spoorlyn kan oorsteek. Die waarskuwingsborde moet ook die mense inlig dat hulle slegs van die voetoorgangbrug gebruik mag maak om aan die ander kant van die spoorlyn te kom. Hulle mag nie direk die spoorlyn oorsteek, het sy te voet of met 'n voertuig nie.